Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kuier. Gun my die geleentheid om net af te kondig oor die Seemansorganisasie se vertoning saam met Johan en Rian van Rensburg wat die 12de Augustus plaasvind. En net so het die tyd aangebreek daarvoor. Onthou om dit 10:00 die oggend te kom bywoon en onthou om 'n vrywillige kollekte saam te bring en die oggend saam met ons te kom geniet. Ons vra ook dat jy dit asseblief nog vir ons sal adverteer. Die advertensie is op ons Facebookblad en op die WhatsApp groep beskikbaar. Dan wil ons ook net vir elkeen dankie sê wat 'n EFT in ons bankrekening maak. Ons waardeer dit opreg. Onthou asseblief net om in die verwysing te sê dat dit vir die 10de maand dank of vir die geloofsoffer of selfs vir die koskas is, sodat ons weet waarvoor om hierdie geld te allokeer. Dan wil ek die voorbereidingslys met u deel. Ons vra nog steeds voorbereiding vir David Snyman se ma, se gesondheid, dan vir oom Flip Blessing, vir tannie Gerda Bewe en dan vir Johan Kritsener. Indien daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons saam wees op hierdie platform op die regte wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë in gebed. Here en Hemelse Vader, dit is vir ons 'n voorreg om weer vandag op hierdie platform te kan saam wees. Dit is vir ons 'n voorreg om 'n oomblik te neem uit ons besige program en om stil te word en by u voete te kom sit. Dis vir ons 'n voorreg om die woord te kan oopmaak, om dit te kan lees en te kom hoor wat u met ons daaruit wil deel. En daarom kom vra ons dat u elkeen van ons sal aanraak, dat u ons hart en ons gedagtes gevange sal neem en dat u met elkeen van ons sal werk vandag. Dat ons dit sal hoor wat spesifiek vir ons bedoel is en dat ons dit in ons lewens sal inbou. En daarom kom vra ons nou, seën ons verrigtinge op hierdie platform. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons is besig met ons reeks uit Genesis en vanoggend gaan ons bietjie verder. Ons gaan saam lees uit Genesis 37 vanaf vers 1 tot 36. Nou ek weet dit is baie verse, maar ons is besig met Jakob se verhaal en sy geskiedenis en ons beweeg nou verder met Jakob se verhaal, maar ons gaan meer fokus nou op sy seuns, naamlik Josef veral vir die volgende paar weke. En om daarby uit te kom, moet ons die familiegeskiedenis lees van laasweek af, van hoofstuk 32 af, moet ons weet waaroor dit gaan en dan moet ons weet wat in die toekoms gaan gebeur. So indien u Bybel het, is u meer as welkom om saam te volg. Ons gaan uit Genesis 37 lees vanaf vers 1. Daar staan: Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê: Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom: Jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word? Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: Ek het weer gedroom. Die son en die maan en selfs die sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê: Wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink.
Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Toe sê die man, hulle het hiervan af versit. Ek het gehoor hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Reuben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put, hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop en die het hom na Egipte toe gevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg. Wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit u seun se klere is. Israel het dit erken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Benjamite het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Nou ons lees hier die enkele verse saam. Geliefdes, om die diepte van Josef se storie in Genesis 37 te verstaan, is dit baie belangrik dat ons na die agtergrond van hierdie verhaal moet gaan kyk. Ons kan dit nie net sommer hier oopmaak en begin lees as ons nie die agtergrond verstaan nie. En daarom is dit belangrik om na die voorafgaande 5 hoofstukke te gaan kyk, want hierdie 5 hoofstukke is eintlik die beginpunt waar Josef in die put opeindig. Wanneer ons na Genesis 32 gaan kyk, waarby ons laas Sondag stilgestaan het, dan sal ons sien dit handel oor Jakob se stoeigeveg met God. Dit was 'n persoonlike ontmoeting wat hy met God gehad het, en dit het sy hele lewe verander. Hy het 'n nuwe geestelike identiteit by God ontvang.
'n Mens sou dink dit sou die verloop van Jakob se lewe totaal en al verander het, dat dit voortaan net met Jakob en sy gesin goed sou gaan. En dit het vir 'n wyle, want as ons in Genesis 33 lees, dan lees ons dat God versoening bewerkstellig het tussen Jakob en Esau. Dit wat 'n bloedbad moes wees, het verander in trane van vergifnis. Maar hierdie vrede het nie lank gehou nie. Die rou realiteit van die sonde het die familie getref in Sichem. In Genesis 34 lees ons dat Jakob se dogter onteer is en dat haar broers wraak geneem het deur al die mans in die dorp te vermoor. Jakob se huis is skielik gevul met trauma, geweld en 'n diep morele verval. En te midde van hierdie krisis roep God vir Jakob terug na Bethel toe, om die altare te herbou en sy gesin geestelik te reinig. Genesis 35 is egter 'n hoofstuk van groot verlies. Jakob se geliefde vrou Rachel sterf terwyl sy geboorte gee aan Benjamin, en kort daarna sterf sy pa Isak. En dit bring ons by Genesis 37, wanneer die gordyn van hierdie hoofstuk oopgaan, sien ons die letsel van hierdie 5 hoofstukke se trauma. Jakob is 'n emosionele gebroke pa wat sy vrou Rachel diep mis, en daarom trek hy haar oudste seun Josef skreiend voor. Josef se broers dra die jaloesie, die gewelddadige neigings en die bitterheid van hulle verlede met hulle saam. Dit getuig van 'n disfunksionele, getraumatiseerde familie wat mekaar haat. En dit is presies hier, te midde van hierdie menslike gemors en historiese chaos, waar ons teksgedeelte vandag begin. Dit is hier waar ons die onsigbare hand van God ontdek, wat besig is om Romeine 8 vers 28 te skryf in die lewe van 'n 17-jarige seun, wat dink hy gaan bloot sy broers besoek. Geliefdes, as ons na al die hoofstukke kyk waarby ons so pas stil gestaan het, dan sal ons agterkom dat God by elkeen van hierdie verhale betrokke was en 'n rol gespeel het. Maar as u mooi opgelet het, dan sou u agtergekom het terwyl ons Genesis 37 lees, dat God se naam nie een keer in hierdie hele hoofstuk genoem word nie. Daar was geen brandende doringbos nie. Daar was geen stem uit die hemel uit nie. Daar was geen engele wat Josef uit die put kom red het nie. Dit lyk asof die bose wen, asof die mens se jaloesie regeer en asof God heeltemal afsydig is. Tog is Genesis 37 die perfekte historiese illustrasie van Romeine 8 vers 28. Dit wys vir ons die beginsel van die voorsienigheid van God. Dit beteken dat God soewerein regeer op die agtergrond en dat hy selfs die slegste dade van mense, die pynlikste foute en die diepste donkerte neem en dit dwing om saam te werk, om sy goeie doel te bereik. Vandag kyk ons na die 3 teologiese punte wat vir ons wys hoe God alles ten goeie laat meewerk, selfs wanneer hy onsigbaar lyk. Josef se verhaal begin op 17-jarige ouderdom. Hy word bekend gestel as 'n klikbek, 'n witbroodjie en 'n dromer. Die feit dat hy slegte stories oor sy broer by sy pa aandra en die feit dat hy deur sy pa voorgetrek word met besonderse klere is die rede vir die afkeer wat hy van sy broers gekry het. Sommige van die vertalings meld dat sy broers hom openlik gehaat het. Dis as gevolg van hierdie gevoel wat ons in vers 20 lees dat hulle beplan om hom dood te maak. Daar staan, kom ons maak hom dood, dan sal ons sien wat van sy drome word.
Reuben kom egter tot sy redding, en in plaas van dat hulle hom doodmaak, stroop hulle hom eerder van sy kleed en gooi hom in 'n droë, donker put, 'n put sonder water. Terwyl Josef in hierdie put sit en om sy lewe smeek, sit sy broers rustig en eet 'n maaltyd. Hulle dink hulle is besig om God se planne in die wiele te ry. Geliefdes, en die meeste mense daar buite dink dat hulle ook God se planne kan verander, of dat hulle dit selfs kan saboteer, dat hulle dit selfs kan stop. Die broers het gedink dat as hulle van die persoon ontslaa raak, hulle ook van die profesie kan ontslaa raak. Hulle het gedink hulle is in beheer van sy lot. Maar as ons teksgedeelte sorgvuldig lees, dan sal ons sien dat God in beheer is. Want terwyl die broers rustig sit en eet, kom daar 'n karavaan Ismaelitiese handelaars verby. Dit is nie geluk of toeval nie. Nee, dit is die hand van God wat hierdie tydsberekening reël. God verander die broers se moordplanne in 'n reddingspad na Egipte toe. Die broers het gedink hulle skryf die einde van Josef se verhaal, maar hulle was bloot besig om die bladsy om te blaai na God se volgende hoofstuk. Jare later sou Josef self vir sy broers sê: "Julle wou my kwaad aandoen, maar God het dit ten goeie gedink." God het nie die broers se sondes goedgekeur nie, maar hy het hulle sondes laat meewerk om Josef te posisioneer waar hy moes wees. Geliefdes, en net soos Josef se broers nie in beheer was van Josef se lewe of sy toekoms nie, net so is die wêreld en die mense rondom my en jou nie in beheer nie. Maar ongelukkig dink mense hulle kan speel met ander mense se lewens en toekoms. Want ons leef in 'n wêreld waar mense mekaar gereeld in die put gooi, weens hulle jaloesie, korrupsie of selfsug. Dink 'n bietjie aan die werksplek, of dalk selfs die skool. Jy as individu doen jou bes, jy het drome wat jy droom, maar jou kollegas of selfs jou medeleerlinge saboteer jou agter jou rug. Jou bevordering word van jou weerhou. Jou taak word in die wiele gery, of jou karakter word afgetakel deur kinderstories. Jy voel soos Josef in die put, gestroop van jou waardigheid, magteloos teenoor die onreg van ander. En wanneer jy so voel, kom herinner Genesis 37 jou, dat geen mens, geen vyand, of geen korrupte stelsel die finale sê oor jou lewe het nie. God neem daardie onreg, daardie sabotasie, en hy weef dit op die agtergrond in, sodat dit jou uiteindelik dryf na die plek waar hy jou wil hê. Mense kan God se plan vir jou lewe probeer saboteer, maar God dwing hulle sabotasie om mee te werk tot jou beswil. Maar dan moet ek en jy leer om God te vertrou en om hom toe te laat om in beheer te wees van ons lewe. Die volgende punt waarby ek wil stil staan is die feit dat God se voorsienigheid altyd na vore kom. In vers 15 tot 17 vind ons 'n baie vreemde detail. Josef verdwaal in die veld op soek na sy broers. En 'n wildvreemde, naamlose man loop hom raak en vra: "Wat soek jy?" Die man vertel hom toe presies waarheen sy broers gegaan het. As daardie naamlose man nie presies op daardie minuut daar geloop het nie, het Josef omgedraai en huis toe gegaan en vir sy pa gesê dat hy nie sy broers kon opspoor nie. Dan was daar geen put nie, geen Egipte nie, en dan sou die hele familie later van hongersnood gesterf het. God laat nie net die groot dinge in ons lewens meewerk nie.
Romeine 8 vers 28 sê, hy laat alles ten goeie meewerk. Die kleinste, onbenulligste besonderhede is deel van God se sinergie. God gebruik 'n naamlose man, 'n oënskynlike verdwaling op die agtergrond om te verseker dat Josef op die regte tyd, op die regte plek is, vir sy groter plan. Ons dink dikwels God werk net in die groot bonatuurlike wonders, maar God werk 99% van die tyd in die alledaagse toevallighede. Dieselfde geld vir my en jou lewe. Jy verloor dalk jou werk en dis jou spreekwoordelike put. En dan loop jy eendag moedeloos in die winkels rond en toevallig loop jy 'n ou skoolvriend raak wat vir jou noem van 'n pos wat oopgegaan het wat nog nie geadverteer is nie. Of jou motor breek op pad na 'n belangrike afspraak toe. Jy is woedend en gefrustreerd daaroor. Maar later hoor jy dat vorentoe op die pad daar 'n massiewe ongeluk was en dat dit jou daarvan weerhou het. Jy is dalk op soek na 'n nuwe blyplekkie en dan hoor jy toevallig by 'n vriendin van 'n huis wat beskikbaar is. Vir 'n kind van God bestaan daar nie iets soos lak of toeval nie. Elke vertraging, elke ompad, elke naamlose vreemdeling wat jou pad kruis, is deur God georkestreer. God is besig om die fyn drade van jou alledaagse lewe te laat saamwerk. As jy vandag voel jy het verdwaal, weet verseker, God is op die agtergrond besig om selfs jou ompaaie te gebruik, om jou by sy goeie bestemming uit te kry. Geliefdes, die derde punt wat ek wil aanraak, tref ons aan die einde van Genesis 37. Daar word Josef vir 20 silwerstukke verkoop en as 'n slaaf na Egipte weggelei. Sy koninklike kleed is verskeer en in bokbloed gedoop. Dit lyk soos die absolute einde van die belofte. En dan is die vraag, waarom laat God dit toe? Teologies gesien was die put en die slawerny nie Josef se straf nie, maar eerder sy skool. God moes Josef stroop van sy menslike hoogmoed en sy slegte gewoontes om kinderstories oor mense aan te dra. Voordat Josef die magtigste man in Egipte kon word en miljoene mense se lewens moes red. God moes sy karakter vorm in die oond van lyding. God was besig om Josef se nuwe kleed aan mekaar te weef. Nie 'n kleed van wol en kleurvolle drade wat kon skeer nie, maar 'n kleed van integriteit, nederigheid en godsvrug, sodat hy die gewig van 'n paleis sou kon dra. Geliefdes, die put het hom verander. En as ek en jy vandag eerlik terugkyk oor ons lewenspad, dan sal ons erken dat die put waarin ons was, ook ons lewens verander het. Want daardie pynlike egskeiding, die ernstige siekte, of die diep finansiële moeilikheid waardeur ek en jy gegaan het ons nie gebreek nie. Dit het ons gevorm. Dit het ons verander. Om 'n ander mens te wees, met 'n dieper geloof, 'n sagter kyk, 'n wyser aanslag en 'n kapasiteit om ander mense se pyn te verstaan en hulle daarin te vertroos. Iets wat voorheen nooit daar was nie. Want God het alles ten goeie laat meewerk om jou 'n beter mens te maak. Geliefdes, Romeine 8:28 beloof nie 'n pynvrye lewe nie. Dit beloof dat God jou pyn nie sal mors nie. As hy jou in jou moeilikste seisoen los, is dit omdat hy besig is om daardie krisis te laat meewerk om jou karakter te vorm. Die put
is nie jou eindpunt nie. Dit is bloot die grond waarin God jou gereed maak vir jou roeping. Geliefdes, en die laaste punt wat ek net weer wil beklemtoon, is dat dinge nie toevallig gebeur nie, dat toeval nie deel van ons as gelowiges se woordeskat behoort te wees nie. Ek wil die parallelle van Genesis 37 en die kruis van Jesus in die Nuwe Testament net vir u kortliks uitlig. Jesus, die geliefde seun, word deur sy eie mense gehaat. Hy word gestroop van sy klere wanneer hy kaal aan 'n kruishout hang. Hy word vir 30 silwer muntstukke verraai. En uiteindelik word hy in die donker put van die graf gegooi. En by die kruis het God heeltemal afwesig gelyk. Dit het gelyk asof die bose gewen het. Jesus het self uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Maar in die agtergrond was God besig met die grootste reddingsplan in die geskiedenis van die kosmos. Deur die put van die graf het Jesus as koning van die lewe na vore getree. Deur die put van die graf het die paleis van die ewige lewe vir my en jou oopgegaan. As ek en jy vandag in 'n donker put sit en wonder, waar is God? Dan moet ons net vashou aan Romeine 8 vers 28. Jy sien dalk net die chaos van die voorgrond, maar die God van Genesis 37 en die God van die kruis is vandag op die agtergrond van jou lewe besig om elke enkele ding ten goeie te laat meewerk. Vertrou op sy onsigbare hand in jou lewe. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom sê vandag vir u dankie. Dankie vir hierdie boodskap van hoop. Dankie dat ons vandag gehoor het dat u nooit afwesig is nie. Dat u altyd in ons lewens betrokke is. Al hoor ons nie u stem nie, al sien ons nie u hand nie, al het ons nie persoonlike intieme ontmoetings soos waarvan ons laasweek gehoor het nie, beteken dit nie dat u afwesig is nie. U is nog steeds besig om op die agtergrond te werk. U is nog steeds in ons lewens betrokke. U is nog steeds in beheer. En al dink die wêreld dat hulle u planne kan saboteer, al dink die wêreld dat hulle u planne kan stop, dat hulle ons in 'n ander rigting kan stuur, dat hulle in beheer is van ons lewens, het ons vandag gehoor dat dit nie die geval is nie. Dat ons as die kinders wat deur u gered is en wat in 'n verhouding met u staan, u as Vader in ons lewe het, en dat ons kan vertrou dat u in beheer is, en dat u alles ten goeie vir ons sal laat meewerk. En Vader, dat u in beheer is van alles, en dat u nie net in beheer is van die groot dinge nie, maar selfs van die klein dingetjies in ons lewe. En ja, Vader, ons sien dit nie altyd raak nie, en ons beleef u nie altyd nie, maar dit beteken nie dat u nie daar is nie. En daarom voorkom sê ons vandag vir u dankie. Maar ons wil vir u vra dat ons altyd op u sal vertrou, en dat ons altyd sal vertrou dat alles vir ons sal uitwerk, en dat u in beheer is, nie net van ons lewens nie, maar van hierdie hele wêreld. Selfs van diegene wat nie u kinders is nie, en wat probeer om u plan te werk. Dankie dat ons lewens in u hande kan kom plaas, en dankie dat ons kan vra dat u pad saam met ons sal stap, en dat u ons op die regte tyd, op die regte plek sal uitbring. Dankie ook dat u besig is om ons te vorm, dat 'n put ons nie gaan onderkry nie, dat dit nie die einde van ons bestemming is nie, maar dat dit 'n skool is waarin ons iets moet leer, en dat u ons vorm en ons sterker maak, en dat u ons sterker aan die ander kant uitbring. Dankie dat ons daaraan kan vashou. Ons kom bid ook vir elkeen wat vandag in 'n put sit. Ons dink aan die mense op ons voorbereidingslys, die wat deur moeilike omstandighede gaan, die wat herstel na operasies, die wat deur 'n lang siekbed getuister is. Ons kom dra hulle aan u op en ons vra dat u meer as genoeg vir hulle sal wees. Gaan saam met hulle en versterk hulle ook in hierdie tyd. Help hulle ook om te onthou dat hulle sterker aan die ander kant gaan uitkom. En dankie dat ons vandag hierdie dinge mag bid. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Geliefdes, die Here sal vir u wees soos reën vir die plante, soos swaar reën wat die aarde deurdrenk. Hy sal u red as u om hulp roep.
Hy sal u help as daar geen helper is nie. Hy sal hom oor u ontferm en u beskerm, want u is kosbaar in sy oë. God seën u nou en vir ewig. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.